Ja, Here, woorde is min. Hoe kan ons beskryf hoe lieflik dit is om met U te kan verkeer? Daar is nie woorde om die teenwoordigheid te verklaar en hoe heerlik dit is om gemeenskap met U te hou. Ons dank U vanmôre dat U hier is in ons midde. Dank U vanmôre ook vir wat U doen in hierdie oomblikke, in die harte en die lewens van U gunsgenote. Ek wil bid, laat U wil geskied. Soos U wil, Here, doen dit in ons en doen dit met ons. U is die pottebakker, ons is die klei. Vorm ons en maak ons na U beeld. Vul ons met U kosbare Heilige Gees. Want meer soos U wil ons wees, is ons hartsbegeerte, meer soos Jesus. So doen slegs U wil, Heer, ook met my, en met elkeen wat ek begeer. In Jesus naam vra ons dit. Amen. Amen. Hoe lieflik is sy woninge. Ons het vanmôre gebid, Psalm 24. Wie mag klim op die berg van die Here? Hy wat? Rein van harte. En skoon van harte. En ons dank God dat hy ons gereinig het deur Jesus Christus, sy seun en sy kosbare bloed. Dit is nie op grond van enigiets wat ons gedoen of vermag of voorgewerk het, dat ons vanmôre voor hom kan verskyn. Dis uit sy genade alleen. Nie uit verdienste nie, sodat niemand mag roem. Daar is geen roem in ons nie. Paulus self het gesê, my roem is in die Here. Dis waar my roem lê. So as ek wil roem, dan sê ek, o Here Jesus, ek trek oor U oral waar ek gaan. Want U is al wat ek het om oor te roem. U is al wat ek het om oor trots te wees. Wat het ek? Wat het jy om oor trots te wees? Soos my broer altyd sê, gedagtig dat ons maar net stof is. Wie wil roem in stof? Het jy altyd 'n pot vol stof gewas vir die mense, hoor ek net vir julle wys, die lieflike stof wat ek versamel het oor die laaste jare. Nee, daar is niks om in te roem. Ons roem is in die Here. Nou ja, liewe vriende, ons is so bly en dankbaar dat U die tyd uitgekoop het om vanmôre hier saam met ons te wees. Hierdie jaar kom baie spoedig tot 'n einde en ons het soveel dinge waaroor ons kan na terugkyk, dankbare harte. Ek is seker ons almal het dankbare harte hier. Ons kan saam met die liederdigter sing, deurgedra, hy my deurgedra, deur die storms van die eeue, bly hy altyd deurgetrou. En in dit het ons geleer om op hom te vertrou. Amen. Want die arm van die vlees is maar onbetroubaar, is dit nie? Wie kan daarvan getuig? En is gewoonlik die wat naaste aan jou is, wat soms die seerste maak. Maar God, al is die mens ontrou, het Paulus vir Timoteus gesê, God bly getrou. And you can take that to the bank. Amen. Nou, liewe vriende, vir hierdie volgende week of 2, het ek dit goed gedink om bietjie saam met U te gesels. Ons gaan dit bietjie anders doen. Want dit het onder ons aandag gekom dat daar vrae uitgekom het met betrekking tot God wat homself uitgee as 'n goeie God en as 'n almagtige God. Maar tog sien ons in ons eie persoonlike lewens of in die lewens van diegene rondom ons of wanneer ons kyk na wêreldgebeure, dan lyk dit asof dinge in chaos gedompel is. Die ellende en die trane, die swaar kry.
die seer, die pyn. Ons kan nie ons oë toemaak daarvoor nie. En mense vra oor die hoekoms en die waaroms van die lewe. En ons het dit goed gedink om met mekaar hieroor te praat. En ek wil vir u sê, dis nie 'n maklike tema. Dis nie 'n maklike saak om aan te spreek nie. Want elkeen se omstandighede verskil van die een individu of familie tot die volgende. En die antwoord vir jou spesifieke omstandighede of vir jou spesifieke vraag mag verskil van die antwoord van iemand anders se spesifieke vraag. En dit is nie moontlik om sommer net in 20 of 30 minute al die vrae te antwoord wat daar is. Maar ons gaan wel na die woord van God toe gaan. En ons gaan oor vandag en volgende week gaan ons met mekaar gesels. Openhartig. Kan ons maar bietjie, soos hulle sê, permission to speak freely? Kan ons bietjie met mekaar gesels oor hierdie saak van as God goed is. Hoekom dan al die seer? Hoekom dan al die terugslag? Why? Ek wil ook noem dat ons gaan geleentheid gee, en ek het gewonder wanneer en hoe, maar ek het gedink, ek wil graag eers 'n paar gedagtes by u los. En dan gaan ons geleentheid gee, miskien vir 2 of 3 individue wat so in hulle harte voel. Ons het klare individue wat gesê het, dat sy wil graag, net in kort, sê dit wat sy in die lewe beleef het, en hoe die Here ook in haar lewe deurgekom het. Maar ons wil graag geleentheid gee vir so 2 of 3, so 'n bietjie later in die diens, om net te kon vertel, dit wat jy in jou lewe beleef het, en dit ook wat jy geleer het, deur daardie belewenis. Is dit reg? Nou, broers, kom ons begin by die skrif. en ek wil nie nooi om so lank te blaai na 2 Korintiërs die 12de hoofstuk, en ons gaan net enkele verse daar lees. Ek het eintlik nie eens geweet waar ek wil lees nie. Want hierdie tema is so omvattend. So jy sal sien, ons sal rondbeweeg van een idee na 'n volgende idee. Maar kom ons spring net iewers weg. Terwyl jy so te blaai, laat ek jou net 'n gebed hê. Hemelse Vader, in Jesus naam, kom onderwerp ek my nou voor die voete neer. Ag Here, want ek het so min. Sonder u kan ek niks doen. Sonder u wysheid het ek niks om te sê. Daarom vra ek u, Here, dat u sal ingryp vanmôre. En dat u vanmôre u woord sal bevestig in hierdie gemeente. Ek bid vanmôre, Here, dat die wat sit met worsteling in hulle hart, dat daar vanmôre 'n Eureka oomblik vir hulle sal wees, 'n lig sal opgaan, en dat hulle geloof in Christus onbeweeglik versterk sal word. En dat ons soos 'n Job sal uitroep, ek weet, my verlosser leef. Maak die saak, hoeveel hoekoms en waaroms daar in my lewe mag figureer nie. Een ding weet ek, my verlosser leef. Mag vanmôre se diens, Here, 'n seën wees vir elkeen wat hier is. So ook vir my. En dankie vir wat u reeds gedoen het. Dankie vir die grond van harte wat u reeds voorberei het. Dankie vir vertroosting en die vrede wat rus hier vanmôre. Ek eer u daarvoor in Jesus naam. Amen. 2 Korintiërs 12. Paulus skryf in vers 9. En hy het vir my gesê, my genade is vir jou genoeg, want my krag word in swakheid volbring. Baie liewer dus sal ek in my swakhede roem, sodat die krag van Christus in my kan woon. Daarom het ek behaag in swakhede, in mishandelinge, in node, in vervolginge, in benoudhede, om Christus wil. Want as ek swak is,
dan is ek sterk. Dit word so ver. Broer en suster, gereeld vra mense die vraag, en miskien is jy een van hulle. En ons vra die vraag, hoekom is daar soveel ellende? Hoekom is daar soveel pyn, swaar kry, seer, terugslag, verdriet, noem dit wat jy wil. Hoekom is dit so in die wêreld, terwyl ons weet, as kinders van die Here, dat God het homself aan ons voorgestel as 'n goeie God. As 'n God wat almagtig is. So as God dan goed is, en God is almagtig, hoekom gebeur al hierdie dinge? Het jy al daai vraag gevra, wees eerlik? Nou broer en suster, kom ons maak dit geen punt duidelik. Ons gaan 'n bietjie met mekaar gesels hier vanmôre. Dat hierdie saak rondom pyn en seer en swaar kry, raak nie net sekere mense. Die vyand kan vir ons laat glo dat jy is as 'n teken opgestel en dit gebeur net met jou. Maar die ellende wat hierdie wêreld oor 'n mens se pad soms bring, raak almal van ons in 'n mindere of 'n meerdere mate. Hallo? Dit sluit my in. Dit sluit my vrou en dit sluit my kinders in. Wil u ek moet vir u vertel? Wil u hoor hoe dit ons raak of geraak het? Hoor jy, kom ek sê vir u, julle kan vir ons niks vertel van armoede nie. Ons weet wat dit is om niks te hê. Ons weet wat dit is wanneer jou kinders na jou toe kom en vir jou sê, wat eet ons vandag? En jy kan nie vir hulle antwoord op daai vraag. Want daar is niks nie. Ons weet wat dit is om op die punt te staan van opgee op mekaar. En ook, ek was op 'n punt waar ek selfs op God wil opgee. Waar ek my Bybel een kant toe wil gooi en sê, dit werk. Wie was al by so 'n punt? Maar ek wil u nie verveel met ons ou situasie nie. Want kom ek sê vir u, en ek praat nou van die verlede, hoor, ek praat nie van nou nie. Ons is baie lief vir mekaar. En ek kan eendag nog op my ou stoepie sit saam met my vrou en lekker groentee drink en praat oor die goeie ou dae. Ons gaan saam oud word. Gaan ons nie saam oud word? Groentee. Maar jy kan rooi tee drink, hè? Maar liewe vriende, ek wil nie oor praat nie, want wat ek ook besef het in die proses is, dat wat ons deurgegaan het, is absoluut niks in vergelyking met wat soveel ander mense deurgaan in hulle lewe nie, dan lyk ons dinge soos niks. Ek praat van 'n kind van 16 jaar, wat misvormd gebore is, wat deur sy eie ouers weggegooi is, wat op straat sit en moet bedel vir 'n paar sent met 'n misvormde handjie, wat geen ouer het wat hom meer liefhet nie. Dink jouself in so iemand se lewe. Dink jouself in 'n gesin van 8 se lewe in, wat bly in 'n singstruktuur, met 1 slaapkamer en 1 toilet. Hulle almal bly onder 1 dak. Hulle slaap so stringe in die sitkamer, soek maar 'n plekkie waar jy kan lê. En elke dag is 'n stryd oor wat gaan ons eet. Geen krag, geen water, jy moet maar stap 'n paar kilometer om vir jou emmer water te kry, sodat jy net jou gesig kan was. Broer en suster, ek was in daai huis. Weet wat my so diep geraak? Dit is nie ver hier vanaf nie. Ons het gaan bedien in 'n gemeente in Rywensby. En toe na die diens, toe nooi hierdie familietjie ons uit om by hulle te gaan eet. Hulle sal weet dit. Ek het dit nie geweet wat ons instap te sê, ons maar hier is dan niks.
Maar hulle het so een kas gehad, so 'n glaskas teen die muur. En jy kon sien in die kas was daar mooi bordjies verfraai met allerlei patroontjies op. En daai kas het hulle gesê is net vir spesiale geleenthede. Hulle maak hom nooit oop nie. Hulle het daai dag daai kas oopgemaak. Daai mense het vir ons 'n ete voorberei wat my ma trots gemaak. Hulle het vir ons botteltjies koeldrank gekoop. En vir ons neergesit dat ons daaruit kan drink. En die moeder van die huis, sy het eers saam geëet nie, sy het eenkant gestaan om te sien dat ons almal gelukkig is. En toe ons almal klaar geëet het, dit wat oor was, het sy toe gelukkig. Ek het in my hart, ek het so skuldig gevoel. My gele laaste. Besef ek wat ons deurgaan is niks. Jy sien 'n familie wat bly op 'n rommelhoop. Dis 'n huis. Hulle leef van 'n rommelhoop af. Mense, ons kan vertel van gevalle. Toe ek hierdie goeie sien, sê ek wat ons deurgaan, ons weet nie wat swaar kry is nie. We don't know. Maar jy sien hierdie dinge en jy vra vir jouself, wat is die oorsaak hiervan? Wat is God se plan met al dit? Wat is die doel van die Here met al dit? Hoekom moet 'n kind sterwe aan leukemie? Hoekom moet 'n jong seentjie sterwe aan kanker? Hoekom moet honderde kinders daagliks sterwe aan hongersnood? Daar's nie kos vir hulle te eet. Hulle sterf aan hongersnood. Why? Hoekom moet 'n babietjie gebore word net om 'n week of 2 daarna weer dood te gaan? Het jy al gewonder oor die goed? Ek moes 'n tyd gelede moes ek 'n jong seun begrawe wat sy eie lewe geneem het. Hy het homself opgehang in sy motorhuis. Sy ouers kom op hom af. Verwens sal hy seer hang van 'n touw af. Die lewe het vir hom net te veel geraak. 'n Jong seun wat sê ek kan nie die druk van die lewe hanteer nie. Wat sê jy vir so 'n ouer? Wat sê jy vir 'n ma wat staan by die graf? Dit was 'n ander begrafnis waar die ma die dogter moes begrawe. Want sy het gesterf aan kanker. En die ma staan daar verslaan. Sy sê, dis mos nie reg nie. Kinders moet ouers begrawe, nie ouers kinders. Wat sê jy vir daai mense in daai oomblik? As hulle vir jou vra, kom, hoe gebeur dit? Ek is dan 'n kind van die Here, why? En dis waar ons wil praat vanmôre. Openhartig. Nou, liewe vriende, een ding wat ons vir mekaar moet sê is, dat die Bybel is nie stil hieroor. Die Bybel is nie stil oor hierdie vraagstuk. Inteendeel, die Bybel praat baie hard oor hierdie vraagstuk. En as jy gaan lees, sal jy sien dat die skrywers van die boeke van die Bybel het hulle self baie sterk uitgedruk oor die vraagstuk van ellende en swaar kry. Baie sterk. Noem die skrywers, Jeremia, Habakuk, Job, hoor jy hulle almal, het hulle self baie sterk uitgedruk. Weet, as jy kyk na Job, Job het God beskuldig, tot so 'n mate, dat ek vir u sê, 'n godlonaar sou trots gevoel het, om daai woorde te kon uitdink, soos wat Job vir God mee beskuldig het. Jy weet, Job was so woedend vir God, dat hy hom uitgebeeld het, mag ek die woorde sê, hy het hom as ware uitgebeeld as 'n monster. Job, hierdie geloofsheld, hierdie man wat ons sê, hy is 'n man van geloof gewees,
Daar was 'n oomblik in sy ellende, wat hy God as 'n monster uitgebeeld het, as 'n wreedaard, wat op hom wil aanval, en dan wanneer hy in pyn is, wanneer hy in ellende is, en uitroep na God toe, het hy God beskryf as iemand wat sy aangesig wegdraai. Met ander woorde, God maak my seer, en wanneer ek vir die Here sê, help my, dan draai hy weg. Dis hoe hy God beskryf het. Dis nie wie God is nie, maar dis hoe hy gevoel het. Hy's 'n wreedaard. Wees bietjie eerlik, weet al so gevoel. Here, U slaat vir my telke male neer tot die grond, en wanneer ek tot die roep, dan is hy nog stil op. Dit maak nie sin nie. Lees bietjie. Ja, julle sê, waar het Job het gesê? Kom ek wys vir Job, gaan na Job toe. Job 16, hoor gou hierdie woorde. Job 16 vers 6. Hy sê, as ek sou spreek, my smart word nie versag nie. En as ek ophou, wat 'n verligting bring dit vir my? Maar nou het hy my uitgeput. Hy sê, die Here put my, Here maak my moeg. U het my hele huishouding verwoes. Dis jou skuld, Here, dat ek nou hier sit en ek het niks nie. U het my gegryp. 'n getuie het dit teen my geword en my siekte staan teen my op. Dit getuig openlik teen my. Sy toorn het verskeur en my as vyand behandel. Waar het ek nou U vyand geword? Hy het teen my geknas met sy tande. As my teestander kyk hy my met skerp oë aan. Kyk net hoe beskryf Job God. Hoe hy hom ervaar het op daai oomblik. Hy het God ervaar as sy teestander. Vat vir Jeremia. Jeremia kom nie kort nie. Hy het sy mond goed uitgespoel teen die Here. Gaan lees maar 'n bietjie daar in Klaagliedere. Die 3de hoofstuk. Dis mos nie 'n boek wat ons graag lees nie. Maar dis dalk goed. Want dit gee vir jou perspektief. Dit laat vir jou weet dat hierdie godsmanne was ook mens. Dat hulle het ook ervaar wat ons ervaar. Hulle was ook versoek soos wat ons versoek was. Hulle het ook hulle gruwe teenoor die Here bekend gemaak. Kyk wat sê Klaagliedere. Hoofstuk 3. Dis 'n geseënde hoofstuk hierdie. So gesalfd. Jy voel so gestig en opgebou en versterk en bemoedig. Hoor net hierdie geseënde woorde. Here, hy skryf dan, ek is die man wat ellende gesien het deur die mede van sy grimmigheid. Hy het my gelei en laat wandel in duisternis sonder lig. Is God nie wonderlik? Ja, altyd weer draai hy die hele dag sy hand teen my. Hy het my vlees en my vel laat wegteer, my gebeente verbreek. Halleluja. Hy het my 'n bouwerk, hy het my met 'n bouwerk omsingel van gif en moeite. Hy het my in donker plekke laat sit, soos die wat lankal dood is. Hy het my toegemuur, sodat ek nie kan uitkom nie, my koperboeie swaar gemaak. Al skreeu ek ook, en al roep ek om hulp, hy laat my gebed onverhoord. Klink baie soos Job. Hy het my weer toegemuur met gekapte klip, my paaie onbegaanbaar gemaak. Hy is 'n beer wat my voorlê, 'n leeu in skuilplekke. Hy het my weer laat wegdraai en my verskeur, my tot 'n woestynny gemaak. Hy het sy boog gespan en my as 'n teiken vir die pyl opgestel. Hy het die pyle uit sy pylkoker in my niere laat ingaan. Ek het 'n belaging geword vir my hele volk. Hulle spot nie die hele dag. Hy het my met bitter krye versadig, my genoeg wilde als laat drink.
Hy het my die tande op grys klippertjies laat stik en byt. My in die as neergedruk. Hy het my siel van die vrede verstoot. Ek het die goeie vergeet. Ja, ek het gesê, my roem het vergaan. En so ook my hoop op die Here. So. Liewe vriende, luister vir my. As jy wil kla, jy het nie nodig om woorde te gaan uitdink wat jy vir God wil sê nie. Die draaiboek is klaar geskrywe. As jy teenoor God jou mond wil uitspoel en wil kla, gaan net na die Bybel toe. Daar's pragtige dokumente, klagte dokumente, wat jy verbatim net so vir God kan uithaal, want dit is klaar geskrywe. Dis niks niets vir die Here nie. Gaan net na die Bybel toe, as jy wil kla. Jy sal die pragtigste woorde daar kry. Maar liewe vriend, saam met al die klagtes, saam met al die smarte, gee die Bybel ook vir ons voldoende antwoorde op die vraag van seer en pyn. Dit doen. En ek wil saam met u 'n bietjie kyk, wat sê die Bybel? Hoekom is daar soveel pyn? Hoekom is daar soveel terugslag? Maar kan ek gou vir u iets sê? Kan ek gou goed? Kom ons doen gou 'n proef neem. Wie van u het al geworstel met hierdie vraag? Ek is 'n kind van die Here. Ek weet God is goed. Ek weet hy is almagtig. Ek weet hy is liefdevol. Maar dit maak nie vir my sin dat as hy al hierdie kwaliteite en al hierdie karaktereienskappe besit, hoekom daar soveel swaar kry in die lewe? Wie het al geworstel met daai vraag? OK. Ek het geworstel met dit. Veral as jy self weer iets gaan doen, dan worstel jy eers met dit. Maar kom ek sê vir u, as kind van die Here, as jy worstel met hierdie vraag, is dit eintlik 'n goeie teken. Jy sê hoekom? Want as jy nie geglo het dat God goed is nie, en as jy nie geglo het dat God almagtig is, en dat hy is, met ander woorde dat jy glo dat daar is 'n God, dan sou jy nie met hierdie vraag geworstel het. Jy sê, dis juis omdat ons glo dat daar is 'n God, dat ons worstel met die vraag, want as daar nie 'n God was nie, dan sou ons nie soveel vrae gehad het nie, want dan sou ons aanvaar het, luister, hierdie goed wat gebeur, is bloot toevallig. En dit is bloot spontaan, want daar is nie 'n God nie, so alles wat gebeur is maar net 'n reeks van toevallige gebeure. Kan jy dit sien? Maar as jy omdat ons glo daar is 'n God, dat ons worstel met dit. En as jy nie geglo het dat God is goed nie, as jy nie geglo het dat God is almagtig nie, sou jy ook nie geworstel het met die vraag nie. Want as jy glo daar's 'n God, maar jy glo dat hy's 'n bose God, hoekom sal jy dan omgee oor hoekom gebeur slegte dinge? Want as iemand boos is, 'n bose mens veroorsaak pyn, nie waar nie? Jy sal weet. Bose mense maak jou seer. Bose mense wil jou dood hê. Bose mense wil jou ondergang sien. Maar dis juist omdat ons weet dat God is nie boos nie. Maar ons weet hy's 'n goeie God. En hy het die beste intensie vir ons gedagte. En dis omdat ons dit weet, dat ons so sukkel met, hoekom moet ons dan nie deurgaan? Want God is dan goed. Maak dit sin? So as jy worstel met dit, dan is dit eintlik 'n goeie teken. Want jy weet God is goed. En jy weet hy is regtig. Amen. So, hoekom is dit dan so? Dat 'n liefdevolle Vader soveel seer en swaar kry en pyn toelaat. As hy dan almagtig is, hoekom keer hy nie daai tsunami wat 1200 mense uitgewis het, eensklaps nie? Hoekom kan hy dit nie keer? Hy is almagtig.
As hy so almagtig is, hoekom keer hy nie dat soveel mense sterf van hongersnood nie? Why? Nou die Bybel gee vir ons antwoorde. Maar laat ek dit sommer nou hier sê, dat die antwoorde wat die Bybel gee, is nie altyd die antwoorde wat ons wil hoor nie. Hy gee vir ons die antwoorde wat ons nodig het om te hoor. Nie altyd wat jy graag wil hoor nie. Ons moet dit verstaan. Maar dit is voldoende antwoord. En daar is nie net 'n een antwoord nie, want soos ek gesê het, omstandighede verskil van persoon tot persoon. En die antwoord vir die een mag verskil van die antwoord vir die ander een. Daarom, broer en suster, het ek dit goed gedink om deur 'n paar gedagtes te gaan. En ons gaan nou vandag net so aan 1 of 2 raak, en dan sal ons volgende week aangaan daarmee. Want ons wil nog vandag geleentheid gee vir getuienisse, want ek dink baie van u het al van die antwoorde, omdat u dit uit ondervinding uit daarvan bewus gemaak het. Maar ons gaan 'n bietjie kyk, wat is die verskillende antwoorde wat die Bybel gee op die vraagstuk van swaar kry? Sal jy graag wil weet? Ja, broer en suster, dit is amper soos 'n dokter. Weet wat, ons almal ken die binnekamer van 'n spreekkamer. En soms kom jy by 'n spreekkamer en sê, dokter, daar's fout met my. Ek weet nie regtig wat's fout nie, maar ek voel nie lekker nie. En dan soms gebeur dit dat die dokter nie altyd vir jou wil sê hoekom jy siek is nie. Because sometimes we won't be able to handle the truth. Jy het al gekyk A Few Good Men. You want to know the truth? I can't give you the truth. You won't be able to handle the truth. Kom ek sê, as die Here vir ons altyd presies moet sê, ek dink party van ons sal 'n hartaanval kry. As jy moet weet hoekom partykeer jy moet deurgaan wat jy moet deurgaan. You won't be able to handle it. Dis soos 'n dokter, hy sê nie altyd vir jou hoekom jy so siek is, jy kan dalk jy nie waar hy kan hanteer op daai oomblik nie, maar hy sal vir jou wel sê hoe om gesond te word en hoe om gesond te bly. En dis baie keer wat die Bybel doen. Hy sê vir ons waar jou oplossing lê en hoe om in oorwinning te leef ten spyte van die ellende en die swaar. Right? Nou goed, kom ons kyk gou net na 'n paar gedagtes. Nommer 1. Hoekom het God die mens geskaap? Jy wil vir my sê. Eenvoudige antwoord. Verhouding en gemeenskap is 100% reg. Dis 'n terugvraag. Die mens is geskape want God het 'n uitgebreide familie gesoek. Hy het 'n familie gesoek wat hy kan lief hê. 'n Familie wat weer ook vir hom terug sal lief hê. Gaan oor verhouding, gemeenskap. Maar jy sal saam met my stem dat vir liefde onmoontlik gemaak te word, moet jy vir iemand die keuse gee om jou lief te hê. Liefde wat afgedwing word is mos nie liefde nie. Wie was al in so 'n verhouding waar jy geforseer word? Hi oom Kurt. Nou wat se reaksie is nou daar? Broer en suster, net in hierdie klein gemeente, en ek weet ons is 'n klein gemeente, maar hier is getuienis op getuienisse van mense wat uit verwoestende verhoudinge het. Mishandeling. Die een suster is nie eens hier vandag nie, maar wat deur absolute mishandeling gegaan het, waar liefde geforseer word op jou, waar jy amper voorgestel sê, sê vir my, en alles in jou wese bots daarteen, want die liefde het al lankal verlaat. Jy is soos 'n voeltjie in 'n koutjie, en jy weet nie regtig om daar uit te kom nie. En in tussentyd word jy misbruik. Liefde is nie liefde as dit afgedwing word. Liefde moet uit keuse wees. Ja, ons baie van ons kinders sê, as daai meisie jou lief het, laat haar gaan. As hy terugkom, is dit ware liefde. Maar as hy wegbly, is dit nooit ware liefde nie. So, liefde kan nie
geforseer word nie. Dit moet vrywillig wees. So God gee toe vir die mens vryheid van keuse. Ons het 'n vrye wil, ons kan kies vir of teen hom. Kies dan in hierdie dag wie julle wil dien, sê Josua vir die volk. Maar ek en my huis, ons sal die Here dien, Josua 24:15. Dis 'n keuse. En die oomblik wanneer jy vir iemand die vryheid van keuse gee, dan skep jy vir die mens die vermoë om reg te kies of verkeerd te kies. Ons het die vermoë. En deur die generasies heen van die geskiedenis van die mensdom, het die mens verkeerde keuses gemaak. Dis 'n reeks, dis soos 'n sneeubal van verkeerde keuses wat die mens maak. En wanneer jy verkeerde keuses maak, dra dit inherent gevolge. En ons sit vandag in 'n wêreld wat eintlik in 'n groot mate in 'n verwoestende toestand is. As gevolg van die vryheid van die mens om keuses te maak, en hulle keuses het gelei tot by 'n punt waar die wêreld blyk soos wat dit blyk. Onthou, ons gee nie altyd antwoorde wat die mens wil hoor nie, maar wat ons nodig het om te hoor. Die aarde is vandag grootliks in die toestand waar dit is, as gevolg van verkeerde keuses. Die mens en sy liggaam en sy siel is in die toestand waar dit is, as gevolg van generasies op generasies se swak keuses wat ons gemaak het. Die planeet waarop ons leef, lyk soos wat dit lyk, as gevolg van keuses van mense, uitvinders van slegte dinge, slegte planne wat ons beraam en uitvoer. So ons sien dat wanneer daar vryheid van keuses, dan maak mense keuses, vat moordenaars. Moordenaars moord, want hulle het gekies om te moord. Niemand het dit vir hom geforseer om te gaan moord nie. Hy maak daai keuse elke keer as hy dit doen. Dit is 'n keuse. Kinderverkragters maak die keuse om dit te doen. En almal se verkeerde keuses hoop op tot 'n wêreld wat in ellende gedompel is, wat in vrees gedompel is. Jy wil nie eens uit jou deur uitstap om in die straat te gaan stap nie, want iewers daar buite is iemand wat verkeerde keuses maak. En jy ly daaronder. Maak dit sin? So die mens is eintlik op 'n selfvernietigingspad, en dit nadat God die mens goed gemaak het. God het 'n baie goeie werk gedoen. Ons het teen hom gedraai. Hy het nooit teen ons gedraai. Kyk gou wat sê Prediker. Nou wat ek dink aan. Prediker van Salomo, Prediker van Salomo. Prediker, ek dink is hoofstuk 7. Kyk ons, hy sê, kyk, vers 29, hy sê, kyk, net dit het ek uitgevind, dat God die mens reg gemaak het. Sê jy, God het 'n goeie werk gedoen. Maar hulle het baie slim planne gesoek. God maak die mens goed, maar ons dink ons weet van beter. Ja. Ons sal besluit hoe om die aarde te bestuur. Ons sal besluit wat is reg en verkeerd. Ons sal besluit wat is toelaatbaar en nie toelaatbaar nie. God het alles reg gemaak. Hoe hartseer is dit? As jy iets geproduseer, dink aan jouself, jy's besig daar om 'n pragtige kapstok ding daar te bou wat jy op 'n dak wil sit met pragtige knoppe. Jy moet sien die kundigheid daar. Nou wat dink jy daaraan? Jy het gepraat van daai klein seentjie gister. Jy doen soveel moeite om hierdie pragtige blommetuin op te rig of 'n pragtige dakkap op te sit. Maar môre kom daar 'n vandalis wat alles kom afbreek. Wat
alles kon verwoes wat jy mooi en reg en met moeite en baie gedagtes by mekaar gesit het, hoe sou jy voel? Dink jouself net in die hart van God, wat jou mooi gemaak het, alles reg en perfek, wat die aarde mooi en goed geskep het, en die mens kom, en ons kom verwoest het, en ons kom vernietig het, en dan kla ons nog teenoor God, en sê, dis jou skuld, dat ons deurgaan, wat ons deurgaan. So een van die antwoorde, hoekom ons soms deurgaan, wat ons deurgaan is, we make the wrong choices. That's number one. Ek sê dis om almal van toepassing nie, want daar's 90% van ons maak altyd net die regte keuse. As jy deel van die 10%. Wrong choices! My boetie is 'n jong man, het jy al verkeerde keuses gemaak in die 15 jaar van jou lewe? 15 jaar. Baie al, né? Ek weet, ons leer al van babetyd af om ons ouers te manipuleer, want ek weet as ek huil, dan gaan mamma vir my gee wat ek wil hê, net om my stil te kry. Né? Ons leer al van kleinheid af om te manipuleer. Alright, so wrong choices. Nommer 2. Pyn en lyding is in ons lewens daar, en dis ook deur God toegelaat, om ons uit te wys, en aan ons te openbaar, dat daar gevolge is op sonde. Jy sien, broer en suster, as daar nie iets was, soos terugslag, of seer kry, of drukgange, of wat jy ook al wil noem in jou lewe nie. Weet jy wat, ons as mens van nature is ons sondaars. En as daar nie iets was soos seer kry, weet jy wat, sou ons van nature aangehou sondig het. As daar nie gevolge was nie. Want dis wat ons doen. Sonde is lekker. Dink jy as sonde nie lekker was nie, ons sou so lief gewees het vir dit. Ons doen dit want dit is lekker. So, die pyn en die seer is ingestel om vir ons uit te wys, daar is gevolge op dit. Dit is amper soos 'n beskermingsmeganisme. Dit is 'n beskermingsmeganisme wat vir jou sê, as jy aangaan op hierdie pad, waarmee jy nou aangaan, is die einde van hierdie pad weer van die dood. Dit gaan jou vernietig. So dit is amper soos 'n teken wat afgaan in jou lewe en sê, jy is op 'n verkeerde pad. Jy het nodig om aandag te skenk. Want anders gaan dit ellende, verdere ellende, jou situasie gaan vererger. Jy sien, dis soos wanneer jy hou van extreem sport, met skateboarding, absliding. Nee, jene mense, my seerste wat ek al gekry het in my lewe is op 'n skateboard. Eeg, jy val seer. Maar hoor hierso, weet al iets gebreek in sy liggaam. 'n been of 'n arm, maar jy's permanent. Is daar nog iets wat nie gebreek is daar? my hart. As jy iets breek, is daar onmiddellike pyn. Daar's onmiddellike seer. En wat sê daai pyn en seer vir jou? Dat hier is 'n area in my liggaam wat ernstig aandag nodig het. En as jy nie gaan aandag gee aan daai area nie, gaan dit 'n permanente breek veroorsaak. Dit kan jou dood veroorsaak as jy nie bewus gemaak word van daai pyn of seer en aandag skenk daaraan. Pyn is daar om jou bewus te maak. Something is wrong here in my body. Excuse? Of it kan, ja. That pain is a good thing. It makes you know you're still alive. Ja. G.I.J. So pyn is daar. Mense, hoekom belaatsheid in die ou verbond so gevaarlik was? Want belaatsheid, een van die gevolge van belaatsheid is dit tas jou senuweestelsel aan. So met ander woorde, jy voel later niks meer. As 'n melaatse sy hand op 'n warm stoof sit,
Hy sal daar staan en hy sal nie eens weet sy hand is besig om te brand nie, want daar's geen senuwees wat nog werk nie. Hy sal net later sien, o, jene, my hand is pikswart. Dit is die gevaar van melaatsheid gewees. As daar nie meer 'n bewustheid in jou liggaam is van dekrasering. Hoekom dink julle was daar melaatsers gewees wat jy baie keer sonder 'n voet gesien het of sonder 'n hand? Behalwe vir die feit dat melaatsheid jou vel wegvreet. Weet jy wat er baie gebeur met melaatsers? As hulle nie aanslaap, dan kom die rotte en kom knaag aan hulle. En hulle kom dit nie eens agter nie, want hulle het geen senuweestelsel nie. So jy oggend wakker word en sien die rotte het my voet weggekom. Ons het gesê ons praat padlangs vandag, nie waar? Maar mense, ek wil net vir julle uitwys die gevaar van gebrek aan seer. As daar nie 'n bewustheid is nie, dit lei tot erger sake. So hier is ook 'n antwoord in dat pyn en seer 'n verdedigingsmeganisme in ons lewe is om vir ons te sê, we need to turn around. We need to do something about the situation. Anders gaan dit erger word. Sien met my? Okay, so ons het al 2 moontlike antwoorde. Is daar een van die 2 antwoorde wat al moontlik vir iemand iets beteken? Okay. Want as daar nog nie is, dan hou net vas. Ons gaan nog tussen vandag en volgende week by 'n moontlike antwoord. Kan ons nog eenetjie vat vandag? Dan kan ons volgende week aangaan. Nog 'n moontlikheid. Ons moet onthou dat solank as wat ons op hierdie aarde leef, is ons in 'n oorlog geteisterde sone. Wie wil nou in Gaza gaan bly? Daar's goedkoop behuising. Hoor jy, as jy goedkoop behuising soek, luister, jy kan vir jou lieflike eenslaapkamer met 'n sterretjies kombuis daar kry vir R500 'n maand. Wie wil in Gaza gaan bly met missiele wat hier oor en weer vlieg en met oorlogstanks wat net maar oor jou huis kan ry? Nooit! 'n oorlogsone is 'n gevaarlike sone. Jy ontruim uit 'n oorlogsone. Maar nou wat hier op aarde is, ons kan nie net ontruim nie. Ons is hier. Ons is in 'n oorlogsone en daar is 'n vyand, die God van die wêreld, 2 Korintiërs 4 vers 4, wat op hierdie aarde regeer. En hy gaan op hierdie aarde regeer tot en met die dag wat God deur sy seun Jesus Christus self sy koninkryk op aarde gaan kom vestig. Maar tot en met dan is die Satan in beheer van hierdie wêreldstelsel. Hoekom dink julle bid ons gedurig weer, o Here, laat die koninkryk kom. Laat die koninkryk kom. Ons is moeg vir die oorlog geteisterde gebied. En solank as wat ons nog op hierdie aarde is, hier is die nuusflits. Geskied God se perfekte wil nog nie op aarde nie. Hoe weet ek dit? Ag mense, is eenvoudig. As jy 'n skrif lees soos 2 Petrus 3 vers 9 wat sê, dis God se wil dat alle mense gered moet word. Kan ek jy vra, is alle mense gered vandag? Maar as hy wil, maar dit gebeur nie, kan jy sien 'n eenvoudige voorbeeld. God se perfekte wil geskied nog nie. Maar ook het vir die goeie nuus. Daar gaan 'n dag kom. Nie meer baie lank. Dan nie meer baie lank. Dan gaan God kom en sy seun gaan vanuit Jerusalem heers. En dan sal ware geregtigheid op hierdie aarde heers. Dan sal sy perfekte wil geskied, want hy gaan heers met 'n ysterstaf en alle ongeregtigheid sal onmiddellik mee gedeel word. Gaan lees Psalm 2 vers 6 tot 9. Hy gaan regeer met 'n ysterstaf. Ware geregtigheid sal dan heers hier op aarde. Weet jy hoekom? Want die kennis van die Here sal die hele aarde vul. Woe! Jesaja 9. Jesaja 9. Waar die kennis van die Here? Jesaja 11. Nie Jesaja 9 nie. Kom ons kyk gou. Waar profeteer hy dit? Jesaja 11. Ja, vers 9. Hulle sal geen kwaad doen of verderf aanrig
op my hele heilige berg nie, want die aarde sal vol wees van die kennis van die Here, soos die waters die seebodem oordek. Kan jy jouself indink? Daardie dag sal die wat die Here dien nie meer so verdruk word soos vandag nie. Vandag word Christene uitgemoor as gevolg van die kennis van die Here, omdat hulle Christus bely. Maar in daardie dag sal die kennis van die Here die hele aarde vul. En jy wat Christus bely, sal in vrede jou God kan dien. Dis die wat in rebellie wil opstaan, hulle gaan moet pas op. Want Christus sal met 'n ysterstaf regeer in daardie millennium tyd. So nou is ons in 'n oorlogsone, maar daardie dag sal daar vrede wees, want daar sal geregtigheid wees. So broer en suster, ja, hierdie aarde waarop ons nou leef, dis die mekaar. Dis verwoesting waar jy kyk. Maar hierdie aarde gaan geboorte gee. Hierdie ellende wat ons nou sien, gaan geboorte gee aan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde. En wat ons nou beleef, terwyl ons op hierdie aarde is die geboortepyne. Moeders wat al kinders gekry het, moeders het kinders nou. Die wat al deur 'n geboorteproses gegaan het, jy sal weet, daar's baie pyn en seer en ongerief wat daarmee gepaard gaan. Maar dit was die moeite werd, toe jy daai kindjie vashou in jou arms. Absoluut die moeite werd. Broer en suster, Matteus 24 praat van ons tyd op aarde as geboortepyne, voordat die nuwe hemel en die nuwe aarde sal kom. Lees net gou vinnig Matteus 24. Ons maak hierdie sommer ons laaste punt, dan kan ons volgende week aangaan. Matteus 24 vers 6 tot 8. Matteus 24 vers 6. Hy sê, en julle sal hoor van oorloë en gerugte van oorloë. Pas op dat niemand verskrik word nie, want alles moet geplaasvind, maar dit is nog nie die einde nie. Want die een nasie sal teen die ander opstaan, en die een koninkryk teen die ander, en daar sal hongersnode wees, en pestsiektes, en aardbewings op verskillende plekke. Maar al hierdie dinge is 'n begin van die smarte. Daai woordjie smarte is birth pains. It's the beginning of birth pains. Hierdie ou wêreld met al sy oorloë en pestsiektes en ellende is die geboortepyne vir die nuwe hemel en die nuwe aarde wat gebore sal word uit hierdie toestand waarom ons nou verkeer. Dit is iets om oor opgewonde te raak. Dit is iets om te sê, luister my vriende, dit wat ons nou beleef, hierdie wêreld is nie die einde nie. Dit is die begin. En intussen tyd is die Here werksaam. En hy's besig om sy plan uit te voer. En dis iets waarin ons moet vashou. God is werksaam en ons weet hoe die storie gaan eindig. Daar gaan 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde kom waar ons beleef nou die geboortepyne. Hoe moet ons gesindheid wees terwyl ons die geboortepyne beleef? Hoorie, jy as 'n ma wat weet jou kind gaan gebore word. Joanne, wat jy? Is nie lekker as jy daar lê nie. En as jou man nog daar, en jy raak sommer vies vir hom ook, want hy kyk net na 'n monitor en sê, daar's nog 'n kontraksie. Die moeder voel, asseblief, hou op om vir my te sê, daar's nog 'n kontraksie. Ek weet, daar's nog 'n kontraksie. Jy het nie nodig om wat vir my te sê nie. Jy sien dit op 'n masjien, ek leef dit. Papa's het julle al gevoel hoe mamma kan kwaad raak. Weet? So dit is nie lekker om aan deur te gaan nie. Maar dit wat ons moet aan vashou, is soos wat Paulus gesê het, hier in 2 Korintiërs 4. Ek herinner myself gereeld aan hierdie woorde. 2 Korintiërs 4, daar vanaf vers 12, die vers 2 Korintiërs 4, vanaf vers 16. Hy sê, daarom gee ons nie moed op nie,
Maar al vergaan ons uiterlike mens ook, nogtans word die innerlike mens dag na dag hernuwe. Want ons ligte verdrukking, wat vir 'n oomblik is, bewerk vir ons 'n alles oortreffende ewige gewig van heerlikheid, omdat ons nie let op die sigbare dinge nie, maar op die onsigbare dinge, want die sigbare dinge is tydelik, maar die onsigbare is ewig. Want ons weet dat as ons aardse tentwoning afgebreek word, ons gebou het van God, 'n huis nie met hande gemaak nie, ewig in die hemele. Maar om hierdie rede sug ons ook en verlang ons om met ons woning uit die hemel oorkleed te word, as ons ten minste gekleed en nie naak bevind sal word nie. Kyk Paulus, waar lê sy hoop? Nie op die hier en nou nie, maar op dit wat kom. Ek wil oorkleed word. Ek wil ontkleed word van die aardse en oorkleed word met die hemelse. Dis waartoe ons op pad is. So ja, broer en suster, ons het nie al die antwoorde op die hoekoms en die waaroms nie, want God se wie is so ver bo kan ons in. Jesaja 55 vers 8 en 9. So my gedagtes is die hele gedagtes nie, my wie is die hele wie nie. So ons verstaan nie die hoekoms en die waaroms nie. Maar wat ek wel weet, is dat God is ten volle in beheer. Hy is in beheer. En sy plan sal tot vervulling kom. Sy koninkryk sal op aarde gevestig word. There's no two ways about it. So broer en suster, hier is die ding. Waar is jou fokus? Waar is jou fokus? Op die hier en die nou? Op die pestsiektes, op die oorlog, op dit wat hier gebeur, op die geboortepyne? Of is dit op die koninkryk wat kom? Want as jou fokus nie is op die koninkryk wat kom nie, weet wat, dan gaan al die goed wat in ons lewe gebeur, en alles wat in die wêreld gebeur, gaan vir ons meer en meer betekenloos raak. Want dan maak dit nie sin. As daar nie 'n lewende hoop is van iets wat kom, dan kan ek verstaan dat mense mismoedig raak en wil opgee. Want daar is niks wat voor lê. Hoorie, as 'n atleet hardloop, waar moet sy oog wees? Op die eindstreep. As my fokus die hele tyd is oor hoe ek nou voel, soos ek baie keer op 'n squashbaan voel, ek kan nie meer nie. En dan wys ek sommer vir die mense, ek kan nie meer nie. Jy weet, as ek heeltyd gaan oor wat ek nou voel en die hierdie, sonder die hoop van iets wat gaan kom, van 'n beloning, dan kan die lewe vir jou betekenloos voel. Kyk hoe vinnig wat sê Hebreërs 9 vers 28. Daar staan, so sal Christus ook nadat hy eenmaal geoffer is om die sondes van baie weg te neem, vir die tweede maal sonder sonde verskyn aan die wat hom verwag tot saligheid. There is a salvation. As die Here kom, bring hy saligheid saam met hom. Hy gaan ons verlos van die ellende. Hy gaan ons verlos van die trane. Hy gaan ons verlos selfs van die teenwoordigheid van sonde. Oh, what a glorious day, François. Dis waarna ek uitsien. Dis my hoop. As daar nie iets was, soos 'n hemel en 'n aarde, 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde wat kom nie, liewe vriende, dan kan jy verstaan, dan sal daar nooit iets gewees het soos loon vir die wat opofferings maak vandag. En daar sal ook nie straf gewees het vir die wat in boosheid handel. As daar nie iets was wat gaan kom, dan sou die skale van geregtigheid nooit reggestel word. Dan sal boosheid wegkom met hulle boosheid. En alles is te vergeefs. Maar dis juis omdat ons weet, daar kom 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde, dat ons hoopvol is. Eendag sal geregtigheid geskied, my sussie. Reg sal seëvier. Kyk net gou vinnig, dis my laaste twee skrifte, 2 Petrus 3 vers 13. En die wat wil getuig, ons het gesê, ons gaan vir 2 mense of 3 mense kans gee. My sussie wat gesê het, sy wil getuig, ons wil graag vir 2 of 3 mense kans gee. Ons gee vir elkeen 2-3 minute, laat ons die gedagtes kan hoor. En dan gaan ons klaarmaak. Maar kyk wat sê 2 Petrus 3 vers 13. Hy sê, maar ons verwag
volgens sy belofte 'n nuwe hemel en 'n nuwe aarde waarin geregtigheid woon. Geregtigheid sal geskied in daai nuwe hemel en daai nuwe aarde. Gaan lees gerus nog net een vers, Jesaja 9. Kyk wat sê Jesaja 9 vers 5 en 6. Hy sê, 'n kind is vir ons gebore, 'n seun is aan ons gegee, die heerskappy is op sy skouer en hy word genoem wonderbaar, raadsman, sterke God, ewige Vader, vredevors, tot vermeerdering van die heerskappy en tot vrede sonder einde op die troon van Dawid en oor sy koninkryk om dit te bevestig en te versterk deur reg en deur geregtigheid van nou af tot in ewigheid. Die ywer van die Here van die weerskare sal dit doen. So waar moet ons fokus wees? Op die koninkryk van geregtigheid. Wat sal kom? Ja, daar's seer. Ja, daar's pyn. En ek kan nie altyd die detail antwoord gee op die hoekoms en die waaroms nie, maar ons fokus is nie daar nie. Daar kom 'n dag wat liefde haat sal uitdryf. Wat goedheid, boosheid sal uitdryf. Waar lewe die dood sal uitdryf. Dis die dag waarna ons uitsien. So ons het al 3 moontlike antwoorde. Het julle dit? Wat in my gebeur? Ja, verander my. So baie die Here moet hom, Here, as U dit of dat vir my doen, dan sal ek dit of dat doen. Nee, Here, Here sê vir jou, verander jy. En dan sal jy sien wat hom doen. Dankie dan. Ek wil net vinnig deur my loop met die Here deur jare. Ek het baie goed in my lewe gegaan, maar soos ek sê, keuses, ongehoorsaamheid aangevoer. En maar vir my die wonderlik, ek wil net kortliks dit sê, die wonderlikste van my God wat ek dien, hy vat die negatief en hy verander het in 'n positief. Ek kan nie ophou om daarvan te tyd. Selfs nou met hierdie Frans ongeluk wat ek gehad het. Ek sien net wonderwerke. Ek kan net sê, Here, die oomblik wat ek het gehad het en ek het by my gewissheid kom, het ek net gesê, Here, ek sal nie vra hoekom nie, want ek weet, jy gaan uit hierdie slegte ding iets goeds laat gebore word. En soos jy so boeties, hou vas. Die negatiewe goed maak ons sterk, dit maak ons kragtig. Die Here haal uit ons uit wat hy nie wil hê. En dis maar al wat ek wil sê, ek het eintlik so baie om te getuig van die Here. Ja, maar die loutering is nie lekker nie, maar net vir julle 2 doen, hy brand wat stikkend is en hy louter wat om iets meer suiwer te maak. So dit wat die hout en die hooi en die stokkels brand hy weg, maar goud suiwer daai selfde vuur om dit weer suiwer te maak. Amen. So ja, is daar nog een laaste persoon? Hendrik, ek het nou so gehoop dat jy het al lank al opgespring. Is daar nog een persoon? En dan sal ons vir jou aan. Ja. Hendrik, daar sê die stoel word nou baie warm. Jy is hy stoel so warm raak, jy voel hoor hy brand my, dan moet jy weet. En dan kies jy vir jou. Goeiemôre almal. Môre, jammer. Ja, in my lewe het ek op deur baie gegaan. Ek gaan nie in detail op elke ding gaan nie. Daar's net een ding wat ek dink God vir my geopenbaar het. En ek hou nog sterk daaraan. As daar nie slegte dinge is in die lewe nie, gaan jy nie weet wat is die goeie dinge. En as die goeie dinge daar is, dan jy nie weet wat die slegte dinge is nie. So hy het vir my daai onderskeid gegee. En op die einde van die dag gaan het hy ook vir my geleer is om te fokus op die regte dinge. Daar's 'n dingetjie wat ons by die werk doen. As 'n training gee wat nogal aanklank vind by my ook. As ek vir jou sê, moenie dink aan 'n pink olifant nie. Wat is in jou kop? 'n Pink olifant. So as jy of as jy na 'n berg af gaan op skis, wat ek ook ooit gedoen het, en jy sê altyd vir jou, moenie in die boom vasry, gaan jy die boom vasry. Maar as jy
fokus op die ooppad ondertoe, dan gaan jy ook op die ooppad bly. Ja, ons is lief. Ek het eers met 'n dingetjie begin oor ons afgode vandag. Dis nie meer beelde nie, maar is daai ander dingetjies wat ons doen. Wat die afgode geraak het in ons lewens, waar ons nou is. En ek dink dit is die tragedies en goed wat gebeur in jou lewe, is God net wat jou terugryk. En jy laat weet waar is die fokus. Ja, daar's baie dinge wat in my gebeur het in my lewetjie so ver. Miskien op 'n volgende keer sal ek in diepte daarin gaan, of 'n bietjie meer vertel daaroor. Maar ek wil net julle gedeel het wat ek daai het gekry, wat God vir my in my hart gesit het, en op die einde wat hy my geleer het. Dis net daai fokus op die einde van die dag. Dankie. Amen.